Baie welkom, skus ek so rukkie vat om net 'n skroppie bo, maar nou is ek uitgesort. Baie lekker om julle hier te kan verwelkom. Daar was nie vreeslik baie dinge om deur te gee nie, behalwe dat dit weer vanaand die jeugdiens is, 6uur by Oosgemeente. As daar van julle kinders is en tieners is wat dit wil bywoon, is baie welkom. Ek herinner net dat ons gemeente tieners dit julle kategese been is en dat dit vir julle ongelukkig so of semi-verpligtend is. Maar ek dink julle behoort te geniet, is dan 'n bietjie anders as die normale en tradisionele kategese. So ons sien uit om julle daar te kan verwelkom en ek hoop julle geniet dit. Ek wil hê dat ons moet stil raak. Ek wil vir Dawie de Klerk om vorentoe te kom om vir ons die gebed te hanteer. En terwyl hy vorentoe kom, wil ek julle aanmoedig, hierdie koperkom is in die voorportaal. As daar enige iemand is met enige gebedsversoek, wil ons jou aanmoedig om dit daarin te gooi. Ons trek dit hier op 'n Sondag en ons glo dat die Here die gebed wat ons trek op 'n spesiale manier wil beantwoord. Dit hoef nie, kom ek sê, baie detail te hê in terme van wie jy is nie. As jy net kan weet, dit help natuurlik as daar detail is. Dan weet ons vir wie ons bid, maar as dit net 'n baie persoonlike saak is en jy gaan deur 'n baie moeilike tyd en jy wil nou nie almal met oor jou verf nie, dan sê jy net ek gaan deur 'n baie moeilike tyd, bid asseblief vir my. En dan trek ons die gebedsversoek en dan bid ons op daai manier. As jy sê my naam is Pieter en ek gaan deur 'n baie moeilike tyd, want ek is siek, dan is dit eintlik baie meer persoonlik en spesiaal. So ons wil jou aanmoedig om van die gebedsversoeke gebruik te maak. Goeiemôre julle almal, kom ons buig die hoofde saam. Liewe Vader, ons kom vanoggend almal na U toe en om vra vir U vandag om met ons te wees in hierdie jaar wat voorlê, hierdie week wat voorlê, die dag wat voorlê. Ons vra vir U om met ons gemeente te gaan, vir die groei in ons gemeente, die bywoning, die ondersteuning. Vir ons dominee wat ons moet lei, ons kom vra vir U om met hulle almal te wees en hulle op die regte pad te hou vir ons, dat hulle na ons kan sorg. Vader, ons kom bid vandag en sê vir U dankie vir die reën wat ons al begin kry het. Baie plekke lyk al goed. Die wêreld is besig om te draai, die boere positief te maak, waar die manne negatief was. Ons bid vir ons dorp, ons hele wijk, waar dinge nie lekker gaan nie, baie mense wat swaar kry. Vader, ons kom bid dit tot U en vra vir U genade en vir U hand oor ons. Vader, sterk elkeen van ons deur hierdie hele week en mag dit met almal goed gaan en geseën wees. Om U naam wil. Amen. Baie dankie. Ek wil graag vanoggend se erediens begin met 'n aangrypende gedeelte. Die moment in die geskiedenis in die Christusverhaal is die Hittefees, die Paasfees. En op hierdie stadium staan Jesus op en hy begin hard praat sodat almal hom kan hoor. En Matteus het dit as volg opgeteken. En op die laaste dag, die dag van die fees, het Jesus gaan staan en uitgeroep: as iemand dors het, laat hy na my toe kom. En dan hierdie belofte: met die een wat in my glo, is dit soos die skrif sê, strome lewende water sal uit sy binneste vloei. Vir elkeen van julle wat dors, het ek goeie nuus. En daar is een wat jou dors kan les. En dit is my voorreg om jou vanoggend te kan groet in die naam van hom wat ons dors les. En nie net ons dors les nie, ons van 'n droë, lewelose put verander in 'n fontein van lewende water. En van hierdie God wat die bron van lewende water is en die vermoë het om in ons
lewe die water te ontsluit genade vir julle, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. En hoor hom as hy sê, almal wat dors het, kom na my toe. Ons is vanoggend eil gesaai, maar dis alright. Dis alright. Ons gaan vanoggend wil ek sommer net vir julle 'n nuwe spreekwoord leer. 'n Spreekwoord wat ons daar op die bord het, is waar Dawid die wortels begrawe het. Partykeer het hy uit die kat aan die stert beet. Ek het vir al die jare die kat aan die stert beet gehad. Kan julle glo dat ek in hierdie week, toe ek nou die spreekwoord gaan nalees het en nasoek het, besef dat die spreekwoord nie sê waar Dawid die wortels begrawe het nie, maar dit sê waar Dawid die wortels gegrawe het. Amper reg, maar nie heeltemal reg nie. Die spreekwoord sê waar Dawid die wortels gegrawe het. Die tweede fout wat ek gemaak het, is ek het gedink dit het iets met Dawid van die Bybel te doen. Maar dit het nie iets met Dawid van die Bybel te doen nie. Waar dit het eintlik niks met 'n Dawid te doen nie. Dit het te doen met 'n Dawids worteltjie. Nou 'n Dawids worteltjie is nie hierdie wortel nie. En ek het nou juist hierdie wortel gebring want baie van julle sê julle hou nie van wortels en ek dink ons moet wortels eet vir ons gesondheid, maar dis nie 'n Dawids worteltjie nie. Mamma en pappa, julle gaan nie toelaat dat hulle van julle sê dis 'n Dawids worteltjie dat hulle dit nie wil eet nie. Maar Dawids worteltjie is 'n giftige worteltjie. En 'n Dawids worteltjie was giftig vir die vee. Maar baie mense het dit nie geweet nie. So die spreekwoord wat sê waar Dawid die wortels begrawe het, is eintlik 'n spreekwoord wat sê oppas waar jy grawe. Kom ek wys jou, daar waar jy grawe is 'n Dawids worteltjie en hy's giftig. Jy is eintlik besig om met gif besig te wees of te speel. So, as jy sê waar Dawid die wortels begrawe het, as ek vir iemand wys waar Dawid die wortels begrawe het, dan wys ek eintlik vir hom, luister, dit waarmee jy besig is baie gevaarlik. Wees versigtig. Jy dink dit is veilig, maar daai worteltjie, daai Dawids worteltjie is baie giftig. So, toe ek na die Bybel gaan lees en ek lees die stukkie wat ons vandag gaan doen, dan besef ek ewe skielik, maar dis presies vir Dawid sê. Hy sê pas op waar jou wortels is, want dis verskriklik belangrik. En ek hoop dat mamma en pappa in die week vir julle sal wys waar Dawid die wortels gegrawe het en waar sy wortels gegroei het. Ek het so blommetjies saamgebring vanoggend en dis die laaste ding wat ek vir julle wil wys. Hierdie is wat jy nou noem 'n Ceylonsroos, 'n pragtige blom. Pink, pragtig, maar verskriklik giftig. As jy in die aand onder 'n Ceylonsroos slaap, kan jy dalk die volgende oggend nie wakker word nie. Party mense het Ceylonsrose gebruik om vuur te maak, om hulle kos op gaar te maak en dan het die gasse van die plant die vleis vergiftig. En dan die mense nooit wakker geword nie. So 'n mens kyk na die Ceylonsrosie en jy kyk, hy sê, o, hy's pragtig. Hy besef nie hoe gevaarlik hy is nie. En as ek nou vanoggend vir julle sê, pas op vir 'n Ceylonsroos, moenie op hom vuur maak nie. Moenie oor hom slaap nie en as jy kan, moet eintlik een hom vat nie. Want as ek nou 'n hom vat en ek vat in my mond, dan gaan ek dalk miskien 'n kop sê. Ek sal hom nie doodgaan nie. Hy is dan nie so verskriklik giftig nie, so jy hoef nie so bang te wees nie. Maar dis die storie van 'n Ceylonsroos en ek wys dit vir julle uit. En dis wat 'n mens doen as jy wys waar Dawid die wortels gegrawe het. Jy wys waar die gevaar is en jy sê oppas vir dit, dis gevaarlik. En ek hoop mamma en pappa doen dit gereeld in julle lewe en sê oppas vir dit is gevaarlik, oppas vir dat. Ek wil vra dat julle gou vir julle 'n lekkertjie kom haal. En julle kan nou vanoggend genoeg vat want hier is nie baie ander kinders nie. Ons eerste skriflesing kom uit Jeremia 17 en ek het dit vir julle hier op die bord aangebring. Jeremia 17, ons gaan lees van vers 5 tot 9 en julle is welkom dit saam met my te volg. Direk daarna gaan ons ook Psalm 1 lees. Wie van u weggaan, kom bedroe daarvan af. So sê die Here, daar rus 'n vloek op die mens wat sy vertroue in mense stel, wat sy krag soek
by sterflike mense en van my af wegdraai. Hy is soos 'n kaal bossie in 'n droë wêreld wat nooit water kry nie. 'n Bossie wat in 'n klipwoestyn staan, in brak wêreld waar niemand woon nie. Dit gaan goed met die mens wat sy vertroue in die Here stel. Die mens vir wie die Here 'n veilige vesting is. So iemand is soos 'n boom wat by water geplant is en sy wortels na die stroom toe uitstoot. Nie die hitte voel as dit kom nie en altyd groen blare het. 'n droë jaar raak hom nie en hy hou nie op om vrugte te dra nie. Die hart is bedriegliker as enige iets anders. Hy is ongeneeslik, wie kan hom verstaan? Ek, die Here, deurgrond en toets hart en verstand. Ek laat die mens kry wat hy verdien, wat hom toekom vir wat hy doen. En dan gaan ons ook Psalm 1 vers 1 tot 6 lees. Die Here lei die regverdiges. Dit gaan goed met die mens wat nie die raad van die goddeloses volg nie met sondaars omgaan en met ligsinniges saamspan nie, maar wat in die woord van die Here sy vreugde vind, dit dag en nag oordink. Hy is soos 'n boom wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrugte dra en waarvan die blare nie verdroog nie. Hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak. So is die goddelose nie. Hulle is soos skaf wat deur die wind uitmekaar gewaai word. Daarom sal goddeloses hulle nie kan handhaaf wanneer die Here oor hulle oordeel nie, en sondaars nie 'n plek hê in die vergadering van die regverdiges nie. Waarlik, die Here lei die regverdiges op hulle pad, maar die pad van die goddeloses lei tot ondergang. Ons gaan net so ver lees. Nou die teksgedeeltes, veral Psalm 1, het my opnuut laat besef hoe belangrik dit is om te weet waar Dawid die wortels begrawe het. Ek is iemand wie se wortels hier in die Oos-Kaap lê. Ek is in 1970 as 'n middelkind in die Baai gebore. My sussie, 'n jaar en 11 ouer as ek, was lief vir dans, drama en het my op 'n baie vroeë ouderdom as haar pop aangeneem en my gereeld vreemd aangetrek. Een van my gunsteling herinneringe aan haar is waar sy op 'n 8mm film sombreel in die hand in ons tuin in Charlo ronddans. Die 10 jaar verskil tussen my en my boetie het gemaak dat ons eers veel later in die lewe lekker geklik het. Ek onthou 'n episode waar hy 'n stuk van die kraan ingesluk het en dit was 'n gemors. Sal julle die details spaar. Oupa Jurgens moes danksy die depressie die plaas op Stytewil vir 'n transport bestaan op Dispatch verruil. Hy was volgens my pa blykbaar 'n krangige storieverteller en baie lief vir kinders. En as ek so terugdink aan my wortels, dan wonder ek of my liefde vir kinders nie dalk van my oupa afkom nie, want ek is mal oor kinders, mal om met hulle te werk en om met hulle besig te wees en te sien hoe spontaan hulle is, ook lekker om vir hulle stories te vertel. 'n Beroerte het meester van ouma Lizzie kom steel, sodat al wat ek van haar onthou Sondae se kuiers in die siekeboeg was, en natuurlik ook haar liefde vir rouloos, wat my pa die een na die ander narkies ingeprop het en dan die sjokoladesous hier oor haar ken geloop. Onthou die beeld nog baie goed. En dit het my nou laat wonder, of laat verstaan hoekom ek dink sjokolade is ook deel van my DNA. Dit lê ook in my wortels. Oupa Vivi was 'n spoorwegman vanuit 'n naag met 'n treklavier talent. Spanish Eyes was sy favourite. En as hy begin speel het ons kinders skouers gestamp om eers 'n plukpiema te kry. Ek is vandag nog mal oor musiek. Is net jammer dat my musiekjuffrou my met net die driehoek en die knik van haar kop in ons skool se konserte vertrou het
En ek dink die enigste rede waarom sy my met die driehoekie en die stokkie in die konserte vertrou het, was waarskynlik omdat my ma die skoolsekretaresse was. Ouma Lily was 'n groot ronde vrou wat kon lag soos niemand anders nie. My pa het my een keer gebel, hoor net my ma en gesê ek moet haar gaan hospitaal toe vat, sy was siek. Dis die dae toe ek nog op Buitenaag was. En ek onthou baie goed, dit was 'n reënerige dag voor Kailer Kliniek. Ek moes haar by die hospitaal inkry. Daar was een van hierdie rubbermaatjies voor die hospitaal en soos wat ek nou vir ouma gehelp het om hospitaal toe gaan om gesond te raak, skop ek toe die maatjie om. Ouma se voet vang toe nou die maatjie en sy is soos 'n groot buffel wat gekwees is en die doodskoot gekry het en sy so al struikelend toe binne in die hospitaal en val die deure van die hospitaal oop en daar bars sy uit van die lag. Ek moet jou sê, ek was mal oor my ouma. En ek dink haar lag het my afgevryf. Veral as ek nou agterkom, die kinders roep my as daar iets snaaks op die TV is. En selfs as dit nie eens 'n snaakse comedy is nie, roep hulle my om die comedy te kyk want ek lag vreeslik graag. En ek dink hulle lag meer van my as wat hulle vir die fliek lag. Maar dit is lekker om te weet dat daar humor in my wortels is. Ouma Lily was ook lief vir sing. En soos wat sy geskarrel het met haar groot lyfie in die huis, het sy altyd sy het altyd 'n lied op haar lippe gehad. En soos julle kan hoor, my lippe is nie so los soos hare nie, maar ek dink die lag het daarom op my afgevryf. Pa was 'n staatsamptenaar wat lief was om sy hande in 'n kar se engine vuil te maak. Van pomp, trap en brieke bloei, kan jy my niks vertel nie. Sy filosofie was, as jy hard genoeg probeer, kan jy enige iets regkry. Ek dink dit is waarskynlik waarom ek vandag nog kan sien om enigiets te probeer. Dan maak ek die grootste mislukking daarvan. Ma was 'n skoolsekretaresse en vir die meeste van ons skooljare was ons kinders net 'n pouse ver vir haar. En ek sou julle nog baie van my wortels kon vertel. Van die uitdagings, die mislukkings, die teleurstellings, die swaar kry, die twyfel, die seer. Maar eintlik wat ek vanoggend probeer doen is om net genoeg van my wortels te vertel, net genoeg om my wortels te krap, om jou nuuskierig te maak oor jou wortels. Vir jou te vra, maar waar lê jou wortels? Want ek dink wortels speel 'n baie belangrike rol in wie en wat ons is. Wortels help jou om te verstaan waar jy vandaan kom. Waar jou vrese en jou vreugdes vandaan kom. Wortels help om jou te verstaan waarom jy praat soos jy praat, lag soos jy lag, sing soos jy sing, leef soos jy leef. Wortels help jou om te verstaan waarom jy uithou en aanhou of miskien ophou. Die Bybel sê 'n boom word geken aan sy vrug. Maar met die lees van Psalm 1 en die wortels wat by die waterstrome geplant is, het ek net besef dat 'n vrug word geken aan sy wortels. Boom word geken aan sy vrug, maar vrug word geken aan sy wortels. En blare en vrugte is onlosmaaklik verbind aan die wortels. As die wortels gesond is, op gesonde plekke is die blare gesond en die vrugte baie. As die wortels gesond is en op gesonde plekke is, sal die boom in elke seisoen en storm staande bly. Gesonde wortels en gesonde plekke is waaroor dit volgende gaan. Gesonde wortels en gesonde plekke is alles bepalend. Die wortels is eintlik alles. En daarom is dit so belangrik dat ons weet waar ons wortels lê. My wortels lê in die Oos-Kaap. My wortels lê by ouma Lily en oupa Vivi, by 'n trekklavier, by humor, by liefde vir sjokolades. Maar dit lê ook by meer as dit. My wortels lê by meer as waar ek gebore is. Dit lê by meer as die familieorde waarin ek gepas of ek die middelkind is. Dit lê by meer as wie en wat my oupas en oumas was, wie my ma en my pa was. En kom ons dink net gou vir 'n oomblik aan Dawid. Waar in die familieorde het hy ingepas, as hy nou teruggegaan het na sy wortels toe? Jongste van al die kinders. As jy gaan kyk in sy familieorde, eintlik die mees onaansienlikste, want ek bedoel, Samuel is beïndruk met al die ander seuns. Ek dink nie eers aan
Dawid nie, en Dawid word nie eers deur sy pa geroep om as koning gesalf te word nie, want ek dink net Dawid, ag die ou skaapwagtertjie, snotkop skaapwagtertjie met sy sproetgesiggies, weet, ons sal hom nie nou gebruik nie. So wortels kan baie inhiberend wees, hè. As jy in jou familieorde die jongste is, as jy in 'n onbelangrike familie is, en miskien as jy in jou familie wortels gaan krap, is jou storie nie so mooi soos my storie nie. Miskien is daar swaar kry. Miskien is daar gesukkel. Miskien is daar goedes wat jou nie inspireer nie en wat jou nie energie gee nie. Soms is jy dalk 'n gevangene van waar jou wortels lê. Van die mense wat saam met jou groot geword het, wat hulle oor jou gesê het en van jou gesê het. Ek dink soms kan dit wees dat jou wortels jou selfs in 'n verkeerde rigting kan stuur en sê, ag wie wat, as ek nou na my verlede kyk, na die mense wat 'n rol in my lewe gespeel het, was dit nog net altyd sleg. Ek het nog altyd die verkeerde kant van die lewe gehad. Verstaan julle nou waarom dit gevaarlik is om jou wortels net in mense te anker? Ek wil nie die invloed van my ma en pa, die invloed van my oupa en ouma, die invloed van my broer en suster, die invloed van die dorp waarin ek groot geword, die invloed van die mense tussen wie ek geleef het, minag nie. Hulle het my gemaak wie en wat ek vandag is, maar ek is meer as die mense wat my groot gemaak het. Ek is meer as wat my broer en suster van my dink. Ek is meer as die labels wat mense om my hang. Ek is meer as 'n middelkind. Want ek het my wortels in die Here gevind. En dis nie asof ek nie swaar kry in my lewe gehad het nie, maar ek kan vir julle sê, my swaar kry oomblikke, sal ek nooit vergeet nie. In ons huis in Charlotte was daar so sleepers wat so op mekaar gepak is. En dan het ek altyd daar gaan sit en ek so na die sterre gekyk, en dan wou ek myself jammer kry, en dan wou ek myself verwyk vir goeie wat ek oor myself gebring het, julle. En dan was dit vir my so lekker om met die Here te kon praat. Gisteraand weer, nou skrik ek in die middel van die nag wakker. Met 'n stuk angstigheid, dan vra ek vir myself, waar kom dit nou vandaan? Dink so aan die kinders op Stellenbosch, dink so aan alles wat moet gebeur. En dan praat ek sommer met die Here daaroor en dan kry ek weer nuwe krag. En dan besef ek, dit wat Dawid hier sê is so waar, dit is so eenvoudig julle. Julle weet dit. Ek vertel julle niks niets vanoggend nie. Maar dit gaan daaroor dat ons wortels diep in die Here instoot. Dat ons kan drink by die bron van lewende water. Sodat daar 'n stuk lewe nie net in ons kom nie, maar uit ons uitborrel. En dit is waaroor Dawid gaan. Dawid het sy wortels begrawe by die stroom van lewende water. Ek het nou wel die kat aan die stert beet. Hy het nie die wortels gegrawe nie, hy het die wortels begrawe. Maar ek wil doen wat Dawid gedoen het. Ek wil my vreugde vind in die Here. Ek wil die woord van die Here dag en nag oordink. Ek wil 'n deel maak van my lewe, deel maak van my bestaan. Ek wil my vader en my moeder eer. Ek wil met heimwee dink aan my oupa en ouma. Ek wil met 'n glimlag op my gesig, ek wens ek kon die foto kry, ek het dit amper vir julle saamgebring van hoe my sussie my aangetrek het. Maar ek is meer as dit, en jy is meer as dit. En dis wat die teks sê. En wie wat, hoekom ervaar ons dikwels so 'n stuk swaar kry, 'n stuk gebrek aan vrug. Ek wonder of dit nie is omdat ons wortels op die verkeerde plek is nie. Want wie se wortels by die water is, kan die seisoene en die storms van die lewe oorleef. Sy blare is altyd groen. En dit altyd vrug omdraai, het altyd iets om te gee. Wie sy wortels by die Here het, is immergroen mense. Wie hulle vreugde in die Here vind en sy woord dag en nag oordink, het op 'n manier iets om deur die dag te kom.
Hierdie teks herinner ons dat ons wortels moet uitstoot na die waters. Die teks sê dis waar jy jou krag en jou hulp moet soek. Maar die teks vra ook, waar is jou wortels? En miskien is dit nodig om te kyk na die vrug en die blare, want dat sal 'n goeie aanduiding wees van waar jou wortels is. En miskien is dit tyd dat jy jou wortels weer uitstoot na die bron van water, die lewende water. Here, hierdie is niks niets nie. Hierdie is eintlik ou bekende geestelike waarhede. Maar maak ons maar nie almal die fout om ons wortels in verkeerde dinge te probeer anker, 'n droë, dorre wêreld wat geen lewe kan gee nie. En Here, dis die woorde van Jeremia wat sê die hart is bedriegliker as enigiets anders. Wat my dikwels tot die realiteit ruk. En my laat besef dat ek soek my wortels, of plant my wortels, of stoot my wortels uit aan erkenning, aan sukses, na finansiële sekerheid. En ek dink, as ek nou net dit gedoen kan kry, hierdie taakie afgehandel kan kry, as ek net daai sommetjie geld bymekaar kon kry, as die mense tog net van my hou, as ek net hierdie posisie kan bereik, dan sal ek gelukkig wees, dan sal ek vrug dra, dan sal my blare blink. Here, die kuns is nie om my blare eendag te laat blink nie, die kuns is om immer groen te leef, te midde van die dorre wêreld waarin ons leef. En daarom, Here, help ons om ons vertroue opnuut in U te stel, en nie in die goddeloses, of in die wêreld, of in die ligsinniges nie. Here, U is die bron van lewe. Mag ons ook in hierdie week die lewe ervaar, die strome lewende water, wat U ons toe uitnooi om te drink. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Ek lees vir julle die formulier, dit klink as volg: God het van die begin af mense geroep en in diens gestel om sy koninkryk uit te bou. Net so het Jesus ook mense geroep om sy werk op aarde voort te sit. Sy woorde aan sy disippels was: soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Diegene wat hy roep, het hy gestuur met sekere gawes. Hulle taak is om die gemeente toe te rus vir hulle dienswerk en vir die opbou van die liggaam van Christus. So kan elke gelowige sy of haar funksie in die liggaam vervul. Die kerkraad het aan julle bekend gemaak dat hierdie persone hier voor julle verkies is. Aangesien daar geen besware teen hulle nominasie en verkiesing aangebring is nie, wil ons nou oorgaan tot die bevestiging van hulle in die ampt as ouderling en diaken. Die Here het elke gelowige as profeet, priester en koning gesalf met die doel om in die alledaagse lewe ook binne die gemeente tot eer van God en tot diens van sy koninkryk te leef. Om hierdie rede was daar nog altyd vir alle gelowiges geleentheid om met hulle gawes betrokke te wees in die gemeente. Deur julle verkiesing as kerkraadslede gee God aan julle die geleentheid om julle liefde vir hom konkreet uit te leef. In die proses sal julle self nog verder geestelik groei en ervaar dat God julle talente versterk. Julle is verkies as amptenaars van die gemeente en moet dus op 'n baie besonderse manier leiding neem in die gemeente. Dit is 'n groot verantwoordelikheid wat julle op julle neem. Uit die Bybel is dit duidelik dat 'n amptenaar bekend moet wees as iemand met 'n lewende geloof wat in alle tye betroubaar is. Julle lewe moet hiervan getuig. Julle moet ywerig en voorbeeldig meewerk aan die uitbreiding van God se koninkryk. Julle moet ook bereid wees om voortdurend verder toegerus te word sodat julle die werk waartoe julle geroep is, na die beste van julle vermoë en tot eer van God kan doen. As gemeente beloof ons aan julle ons respek en samewerking. Ons onderneem ook om julle in die gebed aan die Here op te dra en te sien
en sien met verwagting uit hoe God sy beloftes in julle lewe sal waarmaak. Ek wil vra dat julle op die volgende vrae opreg sal antwoord. Ek gaan die vrae vra en dan vir elkeen van julle kans gee om te antwoord. Is jy daarvan oortuig dat God self jou deur sy gemeente tot hierdie besondere diens geroep het? Aanvaar jy die Ou en Nuwe Testament as die enigste onfeilbare woord van God? Beloof jy om jou amp volgens hierdie leer getrou te vervul en aanvaar jy dat jou medegelowiges die verantwoordelikheid het om jou te help om op die regte pad te bly? Annie, Adrian, Johan, Louis, ja. Gee ag op mekaar, sien ook om na die lewe en belydenis van die bedienaar van die woord. Neem saam verantwoordelikheid vir hierdie gemeente. En gemeente, ontvang hierdie kerkraadslede as gestuurdes van die Here. Bid vir hulle en werk saam met hulle, sodat God se koninkryk sal kom. Here, op hierdie moment wil ek net dankie sê vir gewillige mense wat bereid is om in die diens te staan. Wat soms wonder, is ek die regte persoon? Maar dat uiteindelik die knie buig voor U en sê, ek sal diensbaar wees met my foute en al. Daarom bid ek, Here, dat U dit sal seën en kragtig sal gebruik tot opbou van U koninkryk. In Jesus naam vra ek dit. Amen. Trikus het gesê, julle weet nie wat ons weet nie. Julle weet nou waar Dawid die wortels begrawe het, of moet ek sê waar Dawid die wortels gegrawe het. So, kom ons soek ons vreugde in die Here. Kom ons hou vas in sy woord. Ek het julle nog gewaarsku. Moenie jou vreugde in mense soek nie. Wil jy immer groen mens wees? Vind jou vreugde in die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die kragtige werking van die Heilige Gees by julle wees en bly van nou af tot in ewigheid. Amen.